Dis sporttyd hier op Goeiemôre Good Morning en dis hoekom ek nog steeds Arnold Geerts is. Van die baan tot die veld tot by die pad, atletiek bly een van die mees toeganklike en opwindende sportsoorte in die land. Maar agter elke suksesvolle atleet, wedloop en dis meer is daar strukture wat talent ontwikkel en geleenthede skep. Ek gesels nou met die president van Atletiek in Mpumalanga, Paul Bester, om meer uit te vind oor hoe hulle rol sien en hoe hulle atletiek in die provinsie bevorder. Paul, lekker om jou saam met ons te hê. Dankie vir die ver ry al die pad af van die middel van nêrens af vanoggend om hier te wees. Môre Arnold, nee, baie dankie dat jy ons genooi het. Jy weet, dit is altyd rugby en netbal en cricket, maar vandag is dit 'n bietjie atletiek. Ja, ek dink ek kry so 'n bietjie kritiek omdat daar meer atletiek hier by ons is as wat normaalweg die geval is, maar dit is een van my liefdes. Paul, ek dink die eerste ding, kom ons kop af, jy het so onlangs 'n baie groot toekenning gekry. Vertel my net daarvan. Ja, ons was gelukkig as 'n federasie om die federasie van die jaar te wees in Mpumalanga, waar ou juis bietjie teen die Pumas en die cricket en die sokker deelgeneem het en Mpumalanga Sportgovernement het ons toe aangewys as die beste federasie in die provinsie. Maar net het gegaan maar oor die landloop, die atletiek, die padhardloop wat goed gaan in die provinsie. Ek dink ons het 'n suksesvolle SA landloop aangebied waar jy self die stem gesing het en ek dink dit is hoekom ons dit gekry het. Ek betwyfel dit baie sterk. Wat vat dit in jou estimasie om 'n goeie administrateur te wees? Weet jy wat, ek sê altyd, ek het vroeër gesê, ek is 'n groot Whitey Basson fan en hy het altyd gesê, jy omring jou met die bestes. En dis wat ek probeer doen het. Ek het die beste atletiek en landloop en padhardloop voorsitter en komitees. En hulle is die ouens wat die werk doen. Ek lyk nou maar mooi, ek is die gesig en die man met die geld, maar hulle is die ouens wat die werk doen. En jy moet maar jou vinger daarop hou, jy moet maar seker maak dat hierdie ouens het 'n doel en 'n plek waartoe hulle moet werk. Jy weet, ons kry van ISA wat wil hulle hê van ons, maar as 'n provinsie is jy op jou eie. En as jy nie seker maak dat jou ouens onder jou die werk doen nie en dieselfde doel het as wat jy het nie, dan gaan jy nie daar uitkom nie. En ek dink my komitee trek 100% saam met my agter my aan om seker te maak dat ons nommer 1 of nommer 2 of nommer 3 is. Jy was self 'n goeie atleet op jou tyd. Dink jy dit help of al dan nie? Ek dink ek was baie gelukkig, weet, van skool af deurgekom, gehardloop. Ek was 'n 1500-3000 atleet. Ou daad Johan Fourie fan gewees. Almal wil 'n myl gehol het. Wie was nie? Onder die 4 minute. Maar hy was daar en ek sal nooit sê ek vir John ook gelyk, John Verster nie. En so het ons deurgekom. En deurgekom van die atletiek af, deurgaan cross country toe en van cross country af padhardloop begine doen. En jy weet daarna as dit Comrades, almal elke ou wil 'n Comrades hardloop soos iemand wat 'n Everest wil uitklim. Ja, jy moet daai, ek voel as jy weet wat aangaan as 'n administrateur van die grond af, dan sal jy dit reg benader en reg hanteer. Dis moeilik om in 'n ding in te gaan as jy nie weet wat die ou op die grondvlak doen nie. En dit is, ek dink, wat 'n voordeel vir my is. Jou vrou Jonita is self betrokke en sy's op een van die komitees by ASA. Praat julle ooit oor enigiets anders in die huis behalwe atletiek? Ons het 'n reël, ons mag seker goed praat en dis net oor die dogter wat oefen, want sy is op die bord van ASA en ons het ons ongeskrewe reëls wat sy mag met my gesels en wat ek met haar mag gesels, maar ons praat definitief. Sy gee vir my baie leiding as sy sien ek is op die verkeerde pad en dan sal sy gou-gou sê jy het in hierdie rigting gegaan, maar jy moes daai rigting gaan. Maar nee, ons praat baie hardloop en ek is geseënd om 'n gade te hê wat in dieselfde belangstel as wat ek belangstel. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die tegniese dele of die meganiese dele van padwedlope en landloop en selfs baan- en veldatletiek. Wat vat dit om so iets behoorlik aan mekaar te sit? Waar begin mens heel bo? Goed, kom ek sê, ek gaan sommer die landloop gebruik as 'n voorbeeld. Hulle, as jy weet jy die datum, begin dit al 'n jaar terug. Wat jy moet besluit. Goed, ons gaan hom aanbied, die venue, jy moet sponsors kry, jy moet seker maak, het jy die regte mense om dit aan te kan bied en het jy die regte plek. En dan begin die beplanning. Dit is die klein goedjies, jy weet, jy moet met jou stadsraad onderhandel, jy moet met die mense in die omgewing onderhandel, en dan moet jy seker maak, al die provinsies weet waar en waar moet hulle slaap en wat gaan gebeur. En dan begin jy maar beplan. Jy kyk dat alles veilig en reg is, en jy maak seker dat die manne weet wat om te doen. Dan by padhardloop is dit maklik. Vir my is dit redelik maklik, want gewoonlik doen die klubs dit. Die federasie gee maar toestemming en hulle gaan aan. So jy het regtig, die klub doen letterlik vir jou al die werk. Jy maak maar seker hulle kom binne die reëls na.
en dan gaan hy aan. Atletiek, ons het ongelukkig bietjie min atletiek wat ons aanbied. 3 byeenkomste 'n jaar. Ons stadion is nie volle standaard nie, maar ons gebruik hom soos wat ons kan. Gelukkig is ek help dit dat die stadsraad saam met ons werk om die stadion op 'n manier reg te hou. En dit is lekker om te sien met die atletiek. Ons het 'n paar ouetjies wat deurkom. Jy weet, ons 400 atleet kry nou Romein. Dit's 'n perfekte 400 meter atleet hierdie jaar deurgekom van skole af. So baie lekker. Atletiek baan en veld lyk vir my juis van die buitekant af of dit besig is met 'n traject wat verskriklik skerp opstyg. Is dit so? Dis korrek. Ons was nou gelukkig 2 weke terug was dit die federasie se SA's en ons as provinsie het ook gesien dat ons atlete het ewe skielik waar ons besluit het of aangeneem het ons gaan omtrent so 3 na 4 medaljes kry. Ons is 'n klein provinsie maar 'n groot provinsie. Het ons 10 medaljes gekry. Ons was 7de van 17 provinsies, wat nogal vir my 'n baie goeie aanduiding is dat atletiek definitief 'n opwaartse kurwe het. Die atlete is definitief daar. Hulle is nie soos party ouens sal sê 60-60, die ouens dink is gemaklik en hulle kan vinnig regkom, maar die ouens oefen hard. Ons het 'n paar klinieke wat aangebied word deur skole en dit help om ons atlete top te kry. Wat is een van die of 2 van die groot struikelblokke as mens so iets aanbied? En ek praat regdeur van landloop af al die pad deur tot by pad. In my provinsie struikelblok is afstand. Ons afstand is baie ver. Jy weet, jy kom bo van Kreerwiltuin af op tot Bronkhorstspruit en om ouens rond te ry. Meeste van ons atlete is minder gegoede atlete en daar's nie altyd 'n bus of 'n taxi wat hulle kan vervoer nie. En fondse is nie altyd daar om hulle rond te ry. So ons probleem is maar meer die vervoer en om atlete by 'n plek te kry. En jy kan nie altyd soos 'n universiteit almal by een plek bymekaar kry nie. Ons kan hulle slegs bymekaar kry, jy weet, as ons die dag die wedloop hardloop. As ons kyk na julle Cosmos 3-in-1 wat so 'n paar weke terug was, die grootste inskrywings, dit was absoluut asemrowend om te sien, Paul. Hoe kry julle dit reg? Want daar was 8000 atlete op jou einde. Daardie wedloop is my vlaggenskap. Daai wedloop het so maklik 25,000 mense. Vir ander ouens kry hulle dit op een byeenkoms, maar vir ons is dit een van die grootes. Dit gaan oor bemarking en omdat die ouens dit so perfek aanbied. Alles is reg, die waterpunte is reg, die roete is weg. Die kommunikasie van daardie klub na die atlete toe is baie goed. En ek dink dit is net 'n groot vibe van almal wil hom hol. As hy 73 kilos op die dag voltooi het, voel hy het 'n komrits gedoen. En ek dink dis die aantrekkingskrag is daai 73 kilos. Dis 'n massiewe wedloop. Laastens, Paul, met Loskop wat vir julle voorlê, dis so oor 3 weke van nou af, dis 'n 50. Wat doen mense in hierdie laaste paar weke soos jy nou regmaak vir so 'n grootte, weer eens 'n grootte vir julle in die provinsie? Ja, ek dink vir die ouens wat die Loskop toe gaan, sal hierdie die laaste naweek is wat jy bietjie ver gaan hol, maar nou nie teen jou 100% jou pas nie. Ja. Maar maak seker dat jy reg is, maak seker dat jy jou buskaartjie en alles geboek het vir die Loskop soontoe en terug en kom geniet hom. Ek dink is 'n wonderlike tyd vir ons want die Loskop is ook een van ons vlaggenskap wedlope en ek dink jy sal self daar wees, ons sal jou daar kry. Maar ek dink die Loskop moet jy nou net rustig wees en nie te veel hardloop voor hierdie wedloopie nie. Paul Bester, altyd goed om jou te sien. Baie dankie vir jou tyd, sterkte vir jou en die provinsie. Dankie. Waardeer jou tyd. So maak solank 'n koppie koffie, ons is nou weer terug en dan kan jy besluit of jy soos jou gunsteling popster sal wil aantrek. Ek wonder wie dit sal wees. Freddie Mercury, John Paul Young.